Ons gaan dan daar na 2 Tessalonisense 1 vers 1 toe. Nou, ons het laasweek afgehandel met 1 Tessalonisense en die brief wat Paulus daar vir hulle geskryf het. En julle sal onthou in daai brief het Paulus vir hulle geskryf, hulle moet mekaar opbou en hulle moet mekaar bemoedig en hulle moet lankmoedig wees teenoor mekaar, hulle moet mekaar lief hê en geduld hê met mekaar, dat hulle moet mekaar vermaan ook en mekaar reg help. So dit was 'n groot boodskap gewees wat Paulus vir hulle oorgedra het en hy het agtergekom as probleme. So in die tweede brief wat Paulus dan nou vir hulle skryf, lyk weer heeltemal anderste in die begin. En kom ons lees saam daarso. Ek wil net gou kyk, daar is skrifte, die skrifte wat ons deurgaan, julle kan plek hou as julle wil. Dis die skrifte wat ons gaan gebruik vandag. Ons gaan die gedeeltes in Tessalonisense lees ons uit die woord uit, die ander sal ek vir julle op die bord gooi oor dat daar heelwat skrifte is. Dan is dit nie 'n te heen en weer geblaaiery nie. So ja, ons begin daarso by 2 Tessalonisense 1 vers 1. Hy sê daarso: Paulus en Silvanus en Timotheus aan die gemeente van die Tessalonisense in God ons Vader en die Here Jesus Christus. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Vers 3 sê hy: Ons moet God altyd oor julle dank, broeders, soos dit billik is, omdat julle geloof grootliks toeneem. Daai grootliks toeneem beteken uitermatig wat hulle geloof toeneem. En die wederkerige liefde. Nou, wederkerige liefde is 'n liefde wat van beide kante afkom. Dit kom nie net van een kant af nie. Van elkeen van julle almal groter word. Hy wens hulle geluk hierso en eer God omdat hulle geloof toeneem en hulle liefde vir mekaar ontwikkel het wat nie daar was in die eerste brief toe hy vir hulle geskryf het nie. So, daar was probleme gewees, ons sien dit in 1 Tessalonisense 3, waar daar probleme was en hulle het kort geskiet in hulle geloof en hulle het mekaar nie lief gehad nie. En ons weet dit deurdat daar nie liefde vir mekaar was nie, en dis een van die dinge, een van die groot gebooie, ons moet mekaar lief hê. En daar was nie daai liefde wat hulle vir mekaar gehad het nie. En soos ons geloof toeneem, of soos jou geloof toeneem, sal jou liefde ook toeneem. Jou liefde vir nie net jou eie mense nie. Want soos die woord ook sê, dis maklik om jou eie mense lief te hê, dis nie te moeilik nie. Hulle gee jou optrane, maar jy bly lief vir hulle. Maar dis baie moeiliker om 'n vyand lief te hê. Of iemand wat jy nie ken nie. En ons glo juis as gevolg van die liefdesdaad wat Jesus vir ons gedoen het. Toe hy vir ons aan die kruis gehang het en vir ons 'n weg gemaak het om los te kom van die kettinge van die sonde, van die doderyk. So dit is juist deur daai liefdesdaad van Jesus wat ons kan glo en ook kan lief hê. Hoe beter jou liefde van hoe beter jy die diepte van Jesus se liefde vir jou verstaan, hoe sterker gaan jou geloof in hom word. En ons gaan vandag kyk na 2 maniere om die egtheid van iemand se geloof te meet. En die eerste punt hoe ons geloof kan meet by mense is deur liefde. Wat se liefde wys hulle en wat se liefde is daar in hulle lewens teenoor ander mense? So ons kyk daarna Galasiërs 5 vers 5 en julle kan saam met my lees op die bord daarso. Hy sê, want ons verwag deur die Gees uit een geloof die geregtigheid waarop ons hoop. Want in Christus Jesus het nog die besnydenis, nog die onbesnydenis enige krag, maar die geloof wat deur liefde werk. Niks wat jy doen, of geen aardse ding, of materialistiese ding, kan vir jou daai geloof bewerk nie. Dis absoluut die liefde wat vir ons daai geloof, wat ons geloof deur kan uitleef. En dis my so mooi, hy sê, ons glo, ons verwag deur die Gees. So jy kan sien, daar's 'n verwagting. Uit die geloof verwag ons daai geregtigheid waarop ons hoop. Johan het laasweek het so mooi verduidelik, waar ons hoop nog om Jesus te sien. Die hoop is daar, ons hoop nog om verlos te word van hierdie liggame op die dag van redding, die dag wat hy ons kom haal. En dit maak dit so spesiaal om te weet, uit geloof en uit liefde kan ons vas staan in daai. En daar lê 'n skat opgesluit vir my. Wanneer ons sê,
maar die geloof wat deur liefde werk. Ons glo en daarom het ons lief. Deur liefde bewys ons aan ander en aan jou naaste en mense kan sien jy glo. Want dit is bitter moeilik vir mense wat nie die Here Jesus het, wat nie die Heilige Gees in hulle lewens het nie, om lief te hê op 'n manier wat Jesus lief gehad het. Dit is teenstrydig met die sondige natuur waarin ons gebore is en van hierdie wêreld. So onmiddellik lyk jy anderste. Ek het 'n gesegde en dit gaan so, hy sê, so word ware geloof onderskei van valse geloof. As liefde nie uit geloof vloei nie, is daar nog nie 'n hartsverandering in daai persoon of in ons nie. Ons is nog nie met die nuwe mens bekleed nie. Liefde is alles. Liefde is alles. Ons sien in 1 of 2 Korintiërs 13 wat 'n hele hoofstuk aan liefde toegewy word. En hoe belangrik liefde in ons lewens is. Want ek sien dit keer op keer waar mense sê hulle is lief vir Jesus, hulle is Christene, maar wanneer hulle met ander mense te doen het, tel mense dit nie op nie. Jy sal nooit sê, daai persoon is anderste nie. Jy sal nooit sê, hy het Christus in sy lewe nie. Want daar is nie liefde nie, dit ontbreek. Nou as gevolg van die liefde wat Jesus vir ons bewys het, kan ons glo en daarom het ons hoop. So, ek het toe gaan dink, net 'n paar goedjies, wat is die hoop? Waarop kan ons alles hoop? En ek het gaan neerskryf hierso, hoop om eendag die volgende te hoor, mooi so, goeie en getroue dienskneg. Hoop om die sondige vervalle wêreld agter te los. Hoop om vry te wees van hierdie vleeslike liggaam met sy vleeslike begeertes en sy siektes en sy kwale waarmee ons sit. Hoop om vry te wees van smarte en van seer. Want dit is ongelukkig deel van hierdie wêreld en ons is onderhewig aan dit. As jy emosies het, as jy 'n mens is en jy het emosies, gaan jy onderwerp word aan emosies wat gaan seer maak, wat stikkend maak en dit is nie lekker nie. So dis waartoe ons hoop om los te kom van hierdie goeters en by Jesus te kan wees, om in sy teenwoordigheid te kan wees waar ons vry is van alle pyn en lyding en hartseer en sonde. Dit gaan amazing wees. Hebreërs 11 sê, wat ek dink baie keer aan hoop, ons sal sê, ek hoop die Springbokke wen. Ek het dit gesê gister, dit het nie gebeur nie. So daai is 'n hoop, jy weet nie, dis 50-50, hierdie kant of daai kant toe, maar as die woord praat van hoop, dan lees ons in Hebreërs 11 vers 1, wat is daai hoop? Hy sê dis 'n vaste vertroue op dinge wat ons hoop, wat ons nie sien nie. So die woord sê vir ons, as ons sê ons hoop op redding, ons hoop op Jesus wat kom, ons hoop om vry te wees van hierdie goeters, is dit 'n vaste vertroue, dat dit sal gebeur, want God sal sy woord nakom. Hy kan nie verander nie, en daarom het ons daai hoop wat 'n vaste vertroue is. Dis 'n wete, dis wat dit is. Dis 'n absolute wete dat hy sal doen wat hy sê hy sal doen. Ja, ek skryf hier, dis nie net 'n wens nie. Weet ek weet nie van julle nie, maar ek het baie keer hoop aan 'n wens. Ek wens die Springbokke wen. Ek wens dit of ek wens dat, maar absolute vaste vertroue om te weet dat Jesus sal doen wat hy sê hy gaan. Die tweede punt, die eerste punt is liefde. Ons sien deur liefde hoe sterk iemand se geloof is, waar iemand se geloof is, of sy geloof werklik in Jesus is. Die tweede punt is dan vervolging en verdrukking. So dit beteken ons moet getoets word. En hierdie is 'n moeilike een. Ons sien in Psalm 11 vers 5 sê hy in daai gedeelte, hy sê die Here toets die regverdige, maar sy siel haat die goddelose en die wat geweld liefhet. Ek gaan dan weer lees, die eerste gedeelte. Die Here toets die regverdige. Dis baie belangrik daai. Die Here toets die regverdige. Hy lei hom nie in versoeking nie, want God self kan nie versoek word nie. So dit is, as daar versoekings is in jou lewe, is dit van Satan af. Dis die sondige natuur, maar die Here toets die regverdige. Ons lees aan vers 4 verder in 2 Tessalonisense. Hy sê in daai gedeelte, sodat ons self in die gemeentes van God oor julle roem vanweë julle volharding en geloof. Nou as ons net daar stop,
Hy sê sodat ons selfs roem, selfs in die gemeentes van God oor julle roem vanweë julle volharding en geloof. Dit klink wonderlik. Dit klink soos 'n lekker gemeente hierdie. Dit klink soos hulle op wolkies loop. Paulus skryf vir hulle nice briefies, hier's nie probleme nie. Hy spog met hulle by die ander gemeentes en dit klink lekker. En dan lees ons daai sinnetjie verder. Dan staan daar so: onder al julle vervolginge en verdrukkinge wat julle verduur. Hoogats. Nou klink dit nie meer na so lekker kerk nie. Hier's vervolginge en hier's verdrukkinge. Dit klink nie meer lekker nie. Hier's mense wat getoets word hierso. Wat ons van lees hierso. Ons lees in vers 5. Hy sê 'n teken van die regverdige oordeel van God, dat julle die koninkryk van God waardig geag mag word waarvoor julle ook ly. Ek gaan hom weer lees. 'n teken van die regverdige oordeel van God, dat julle die koninkryk van God waardig geag mag word waarvoor julle ook ly. So, ek het gesukkel met hierdie vers 5, die eerste gedeelte. 'n teken van die regverdige oordeel van God. Nou dink ek by myself, hoekom moet iemand wat sterk in die geloof is en wat liefde bewys, hoekom moet hulle getoets word? Hoekom is dit nodig dat hulle getoets word? En die antwoord slaan my toe daar, want God is regverdig. En al skryf Paulus vir die gemeente 'n brief en sê, hy eer hulle want hulle geloof groei sterk, uitbundig groei hulle geloof en hulle liefde vir mekaar is soos 'n veldbrand. Is daar nog steeds sekere mense in die gemeentes wat dalk nie op daai vlak is nie. En hulle moet getoets word. Elkeen van ons moet getoets word. Nou, die eerste een daar, vervolging en verdrukking, is veronderstel om vrees en dwang by ons te laat kom. En tog groei hierdie mense se geloof. Tog het hulle meer lief onder daai vervolging en daai verdrukking. En ek vra vir myself, hoekom werk dit so? Want dit is iets wat ons van die geskiedenis af sien, van die eerste Christene. Wanneer daar verdrukking en vervolging kom, groei hulle geloof. Daar word net nog meer Christene wat, as ek kan sê, tot bekering kom, wat gebore word. Elke keer wanneer daar verdrukking en vervolging is. Die oomblik wanneer dit goed gaan en lekker is, dan stagneer die kerk. Daar gebeur niks verder nie. Almal idle, net so. En ek besef toe, dit gaan oor toewyding. En nie toewyding in jou kerk nie, nie toewyding in jouself nie, toewyding in die koninkryk van God. Dit is waaroor dit gaan. Absolute 100% toewyding aan die koninkryk van God. En ek het 'n getuienis, want toe ek op hierdie gedeelte kom met die voorbereiding, toe ervaar ek moet 'n getuienis gee hierso, en die eerste ding wat by my opkom, is 'n voortrekkerkamp waarop ek was, in 1998. So ons gaan 'n rukkie terug. Ja, ek is duidelik aan die verkeerde kant van daai 40-jarige young adults, né? Maar die lyn is getrek, prys die Here. Okay. So die getuienis gaan as volg. Ek was deel van die voortrekkers. Ek het standaard 6 begin en standaard 5 begin. En in jou graad 11 jaar is daar dan 'n keringskamp. Dis 'n kamp waar jy getoets word. Want die volgende jaar is daar Linksklip. Nou Linksklip is een van die groot voortrekkerkampe. Dit word bo in Moketsi gehou, daar by Tsanin, daai omgewing. Is daar dan 'n kampterrein en dit is waartoe die graad 11 en 12 dan gaan. Maar voor ons soontoe kan gaan, moet ons gekeer word om soontoe te gaan. So wat toe nou daar gebeur is, jy gaan op hierdie voorbereidingskamp, ons is iewers in die bos afgelaai, 'n groep van ons graad 11s. Ons is nie water gegee nie, ons is nie kos gegee nie. En ons het 'n drill sergeant wat ons die hele tyd PT laat doen. Met jou backpack op, hardloop jy doen push-ups. Dan gaan dit so aan 12:00, 12:30 in die oggend, is jy nog aan die gang, jy hardloop. Dit lyk soos mure wat rond hardloop in die bos. Dan sê hulle vir ons, "Right, slaap." Ja, dan manne rugsakke is af en hulle rol die beddens uit en jy hoor hier blaas 'n ou matrasie op en daar's 'n ou wat sy klere uittrek en sy nagbroekie aantrek en terwyl jy nog besig is, dan sê hulle, "Right, dis genoeg, kom ons gaan weer." En daar gaan jy.
So ons het toe vinnig geleer ook dat as hulle sê slaap, val jy daar waar jy is, val jy om en jy begin slaap. Jy doen niks verder nie. En so het dit aangegaan vir 2 dae. Wat ons nie kos kry nie, hulle laat ons by stroompies water verbygaan, hulle vat ons verby vetplante wat vog in het, wat ons kan gebruik, want ons is mos nou opgelei. Ons het ons nou geleer van hierdie standaard 5 jaar van ons af, hoe om in die veld aan die lewe te bly. Hoe om die veld te gebruik as kos en water. Nou om julle die storieetjie bietjie verder te vat, wat hierdie keringskamp betref is dan, daar is 4 groepe, as jy in jou matriekjaar op Linksklip kom. Hulle het 'n buitegroep, hulle het nou jou buitegroep is soos jou rekkies, die wat die rekkies ken, dis jou SEAL Team 6. So almal mik vir dit, almal wil in daai groep wees, want dit is die groep van aansien, dis die lekker groep daai. Dan het jy jou noodweergroep, hulle is jou kamp se polisie. So hulle moet seker maak dat die kamp beveilig is en dat hierdie buitegroep ouens nie kan inkom om kinders te steel en goedjies aan te vang wat hulle nie mag aanvang nie. Dan het jy jou bio-alpha groep. Nou hulle vat kinders uit en hulle laat hulle abseil doen en hulle leer hulle van die veld en hulle doen spoorsny en hulle doen daai tipe goeters. En dan het jy jou kommunikasiegroep. So jou kommunikasiegroep doen jou kampprogramme. Hulle doen onderhoude, hulle doen 'n kampkoerant, hulle het onderhoude met almal en 'n radioprogram wat dan elke dag gebeur. So dit is nou die 4 groepe. So almal mik vir buitegroep. En die ding is nou so, dat met hierdie PT saam, na 2 dae, dit gaan aan vir 'n week hierdie. As jy begin uitval, as jy sê ek kan nie meer nie, en bietjie lank sit, dan is jy uit. Dan kwalifiseer jy nie meer vir buitegroep nie. Dan het jy nog 'n kans vir noodweer. En so gaan dit aan en dit gaan aan, tot jy nou regtig van die is wat, jy bly nou net sit, dis nou klaar. Die voete is vol blaase, jy kan nie meer nie, jy weet nie meer wat se kant toe is, links of regs of noord of suid nie, jy weet nie meer nie. En die laagste van die laagste eindig dan in die kommunikasiegroep. So dit is nou nie, dis maar 'n troostprys. Dankie dat jy gekom het, jy gaan kampkoerant doen. Nou ja, dit is waar ek toe opeindig. Daar sit ek in die kommunikasiegroep, ek is moeg vir hierdie hele besigheid, ek is honger, ons kom op 'n suurlemoenboom af en ons eet daai suurlemoenboom skoon, dat jy soos 'n rasper in jou keel af later. So honger en dors is jy. En ek gaan op die kamp en alles gaan verby, maar dan sal elke nou en dan kom die gedagte van Linksklip terug na my toe. En ek is teleurgesteld. Hoekom het ek dit nie gemaak daai tyd nie? Weet, ek gee die skuld vir my skoene. Weet, my skoene was nie reg gewees nie en dis hoekom my voete vol blaase was, of dit was nie reg nie, of dat was nie reg nie. My sak moes ligter gewees het. En allerlei verskonings, maar ek is teleurgesteld gewees in myself. Ek het regtig gedink ek gaan dit kan doen. Weet, ek sien myself, ek dink elke man wat hier sit, sien homself, as jy my nou vra, is ek is daar, ek is in 'n SEAL Team 6, dis nie 'n probleem nie, ek is daar. En toe ek hierdie begin voorberei en toe hierdie gebeurtenis terugkom na my toe besef ek wat dit was. Ek was nooit ernstig oor die voortrekkers gewees nie. Dit was vir my 'n jol gewees. Dit was lekker, my beste vriend was daar gewees, dis lekker kampe gewees die naweke. Dit is net 'n lekker wegbreek gewees. Ek was nooit toegewyd aan die voortrekkers nie. Ek het nie die eksamens geskryf wat die ander ouens geskryf het nie. Ek het net gesê nee, ek het genoeg eksamens by skool, ek gaan nie hierso ook nog eksamens skryf nie. So die toewyding is waar ek kort geskiet het. As ek regtig toegewyd was aan die voortrekkers, het ek dalk hoër opgeëindig in hierdie groepe. En dit is hoe dit is met ons Christelike lewens. Dis hoe dit is met hierdie mense in hierdie kerk wat verdruk en vervolg is. Dis hoekom hulle dit kon deurstaan. Dis hoekom jy lees in Openbaring waar Jesus die brief aan die 7 gemeentes skryf, waar die een kerk so erg vervolg word en hy sê hou net nog 'n bietjie uit. Julle einde is naby. En hy praat nie van die einde van julle gaan nie meer verdruk word nie, hy praat van die einde, hulle dood. Hulle verlossing van hierdie aarde, van hierdie verdrukking is naby. Hou net nog bietjie vas. Dit is toewyding. Dis hoe toewyding lyk in die koninkryk van God. En dis iets wat ek ontbreek het daai tyd met die voortrekkers. So, ek gaan lees, ek is baie lief vir die boeke The Voice of the Martyrs. En ek lees daai verhale wat daarin is en ek dink by myself, Here, wat maak ons? Want ek sien hierdie verhale van hierdie mense. Een van die verhale wil ek met julle deel. Dis
dis eintlik interessant, dis hier 180 na 220 toe na Christus. So dis baie jare terug. Ons praat van amper 2000 jaar terug wat dit gebeur het. Wat hierdie vrou wat gebore is, sy's jonk, sy's 21 jaar oud en sy het notiele gehou van haar lewe. So hulle sê dis eintlik een van die min dat jy dokumentasie het van 'n vrou daai tyd wat oor alles soos 'n dagboek gehou het en alles neergeskryf het. En sy het 'n Christen geword. Sy het tot bekering gekom hierdie vrou en sy is soos hulle sê, sy is uit 'n koninklike familie gewees. So sy's nie net enigiemand gewees nie, maar sy kom tot bekering. En sy is toe op die ou ende in hegtenis geneem. Sy en haar diensmeisies wat sy gehad het by haar is in hegtenis geneem. Die ding is, sy het toe net geboorte gegee. Sy het 'n pasgebore, daar's nog een. Sy het 'n pasgebore babietjie gehad. En net na sy geboorte gegee het, is sy in hegtenis geneem as gevolg van haar geloof deur die Romeine wat daai tyd die Romeinse beheer uitgeoefen het en teen Christendom was. En die meisie saam met haar is in hegtenis geneem en hulle is toe tot dood veroordeel. Wat interessant is dat terwyl hulle in die tronk is, sy's in die tronk, sy's gedoop ook in die tronk toe. Baie interessant. Daar staan pertinent, sy het in haar dagboek geskryf, hulle is nou gedoop, sy en van haar diensmeisies het in die tronk gedoop geword. En hulle is toe vir verhoor of hulle word voor 'n regter gesit en hulle word toe die doodstraf opgelewer. Wat interessant is toe nou, haar pa kom by haar pa die stuk sê haar pa is 'n ongelowige gewees. So hy kom en hy pleit by haar die hele tyd. Dink aan ons, dink aan jou babietjie. Hulle sê tot die Roman Emperor het vir haar gesê, gooi net 'n few incenses op die altaars van ons gode en ons sal dit jou uitkom. Ons verwag niks meer van jou nie. En sy staan vas. Sy sê sy kan nie hierdie God verloon wat haar vrygemaak het nie. Sy kan dit nie doen nie. Een van die vrouens wat by haar is, wat saam met haar ter dood veroordeel is swanger. En onder Romeinse wetgewing kon 'n vrou wat swanger is nie tereggestel word nie. Dis teen hulle wette gewees. Nou mens sal dink dis verligting, dankie tog. Maar nie vir hulle nie. Daai klomp vrouens bid saam in daai tronkselle waar hulle wag vir die datum, vir die dag om nader te kom. Laat daai kleintjie vroeggebore sal word. Sodat sy saam met haar susters vir Christus kan sterf. Sodat sy hom kan eer gee in dit. En toe ek daai gedeelte lees, dit breek my brein heeltemal. Want ons samelewing is so ingestel, gesinne, jy weet, ons moet ons kleintjies oppas en ons moet hulle beskerm en ons moet veilig hou en ons moet al hierdie goeders doen. En hier lees ek van vrouens wat bid, laat die een vroeg geboorte gee sodat sy saam met haar susters kan sterf vir Jesus. Laat sy ook waardig geag mag word om in die koninkryk van God voor te lei. Dit gebeur wraggies. Daai kleintjie word vroeg gebore, voor die datum word die kleintjie gebore. En daar staan in die stuk, mede-Christene het haar aangeneem en haar gaan versorg. En dadelik besef ek dit is vir die Here doen, vir die wat sy koninkryk eerste stel. Hy sal seker maak, dis dalk nie haar ma wat daai kleintjie gaan groot maak nie, maar hy sit mense in plek wat dit wel sal doen, wat sal seker maak dat daai kleintjie groot sal word, en van die ouers geëer word vir dit wat hulle doen in die koninkryk van God. En dit is my so mooi, daai gedeelte, dit praat met my, dit spreek met my van toewyding, van passie, van begeerte, en om die begeerte te hê om waardig geag te word. En dis my vraag. Wil ons waardig geag word in die koninkryk van God, om vir hom te kan sterwe? En ek besef, dit is die absolute ekstreem, is om doodgemaak te word vir jou geloof. Maar ons word vandag op soveel verskillende maniere beproef, verdruk en vervolg. En ons het die keuse, elke keer het ons die keuse, om die koninkryk van God eerste te plaas of nie. Dit laat my dink aan die ryk jong man wat na Jesus toe kom, en hy sê, Here, ek doen alles. Ek is van jongs af, dis ek gelowig, en ek gee my almoese en my tiendes, en al daai goeders. Jesus vra van, wat is die groot gebod? Hy sê vir Jesus, en Jesus sê vir hom, een ding ontbreek jou. Verkoop jou goeders en volg my. En daar word hy getoets. Op daai oomblik. So nie met sy lewe op daai oomblik nie, maar hy word getoets. Is die koninkryk van Jesus, van God,
eerste in sy lewe of nie. So alles wat hy sê, klink vreeslik mooi, tot hy getoets word. En ewe skielik is Jesus nie eerste nie. Ewe skielik is sy skatte, sy aardse besittings beteken vir hom meer. En ek wil hê ons moet elkeen onsself afvra, wat is daar dalk? As jy nou gekonfronteer word, met 'n toets, wat gaan swaarder weeg vir jou as die koninkryk van God? Want onthou, ons dink baie keer, nee, maar ons het baie tyd en Jesus het nog nie gekom nie, so ek kan nog veranderings aanbring en daai tipe dinge. Vir baie mense word hulle getoets en dis die einde. Ander is wel meer geseënd wat dit betref en jy word getoets en jy het nog 'n kans. Maar ons weet nooit waar staan ons met dit, né? En ek besef terwyl ek hierdie gedeelte voorberei, hoe mense getoets word, sê ek vir die Here, moet my asseblief nie nou toets nie. Moenie my nou toets nie. Ek dink nie ek is reg nie. En dit slaan my. Dit slaan my om dit vir die Here te moet sê, ek dink daar's nog goed wat ek moet uitsort. Daar's goed wat ek sê, ek is lief vir Jesus. Ek sê die koninkryk van God is vir my belangrik. Ek sê dit, maar die oomblik toe ek met die werklikheid gekonfronteer word, toe besef ek is nog nie waar ek moet wees nie. Ek het nog goeders wat ek moet aflê. Die volgende gesegde wat ek daarso het, sê om beproewinge deur geloof te verduur, het niks met jou redding uit te waai nie. Maar dit wys die egtheid van jou geloof. As 'n persoon in die toets van vervolging of verdrukking misluk, is Jesus nog nie eerste in sy lewe nie. Hoor wat sê Jakobus 1, vers 12. Ekskuus. Hy sê, salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Die kroon van die lewe ontvang. Ons moet getoets word. En dis nie vir God om te weet waar ons staan nie, dis sodat ons kan sien waar ons staan. God weet waar is ons. Ons steek vir hom niks weg nie. Elke gedagte is oop en bloot voor hom, wat alles geskep het. So die toetse is ook nodig, want dit bou karakter in ons. Nog elke keer wat ek op sekere maniere getoets was, kon ek besef, maar iets in my is nog nie reg nie, en dit het geleentheid gegee vir die Heilige Gees om verandering in te bring. So dis baie belangrik vir die toetse. Hoor wat sê 1 Petrus 6, vers 7, hy sê, daarin verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef, onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van jou geloof, wat baie kosbaarder is, as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Kan jy jouself indink, jy wat hier sit, elkeen, jy het die vermoë om lof en eer en heerlikheid tot God te kan wees? En die vraag is hoe? Jy sien, God kan enigiets doen. Hy kan vir homself lof en eer en heerlikheid gee. Maar die oomblik as dit deur 'n mens kom, beteken dit sy Heilige Gees, daai mens het toegelaat, laat sy Heilige Gees kom en daai verandering te werk bring in hom. En wanneer ons dan soos die beeld van sy seun van Jesus Christus begin lyk, is daar soveel lof en eer en heerlikheid vir hom daarin. Want dit is bonatuurlik. Dit is 'n bonatuurlike ding wat gebeur wanneer 'n mens se lewe al hoe meer en meer na Jesus begin lyk. Wanneer ons die ou mens aflê en in hierdie nuwe mens begin loop en beweeg. Ons lees verder in vers 6. Daar in 2 Tessalonisense 1. Hy sê in vers 6, hy aangesien dit reg is by God om aan julle wat die wat julle verdruk, verdrukking te vergelde, en aan julle wat verdruk word, verligting te gee, saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele. So hy sê daarso, ons moet eintlik, ons fokus baie keer op verkeerde goeders.
Ons fokus op hierdie pyn en die lyding en ons fokus op allerlei dinge wat ons deurgaan en hoe ons onreg aangedoen word. Hy sê hierso, hy sê God sal die verdrukking wat ons ervaar vergelde. Hy sal seker maak. Ons hoef nie daaroor bekommerd te wees nie. Wat ander mense sê en wat ander mense van jou doen, met jou doen, dit is nie waar ons fokus moet wees nie. Ons fokus moet wees, is ek waardig om die koninkryk van God in te gaan? Verheerlik ek God, gee ek hom eer in my doen en late. Vers 8 sê, in vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie, en op die wat aan die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam is nie. Daar kom gehoorsaamheid weer in. Hoe belangrik dit is om die woord van God te ken, sodat ons gehoorsaam kan wees aan sy woord. Om te hoor wat ons moet doen, om te weet wat ons moet doen. Jesus sê, hy stuur vir ons die trooster en hy sal ons herinner aan elke woord wat hy gespreek het. En die Heilige Gees, die trooster, kan jou nie herinner aan goeters wat jy nog nie gelees het nie, of wat jy nie weet nie. Herinnering is juis om iets wat iemand weet, net weer vir hom oop te maak, net weer op te bring. Dan onthou jy iets. So ons moet deur die woord kan werk, ons moet ons Bybelstudies kan doen, ons moet die hart van God leer ken, sodat die Heilige Gees ons kan herinner aan allerlei skrifte en woorde en opdragte wat ons gegee is, terwyl ons op aarde is. Hoor bietjie hoe beskryf Romeine 2 hierdie dag. Dis die dag wat die Here kom. Hy sê Romeine 2 vers 6 tot 10 sê hy daarso: wat elkeen sal vergeld na sy werke, aan die wat deur volharding in goeie werke heerlikheid en eer en onverganklikheid soek, hulle kry die ewige lewe. Hy sê in vers 8, maar aan die wat eiesinnig en aan die waarheid ongehoorsaam, maar aan die ongeregtigheid gehoorsaam is, grimmigheid en toorn. Vers 9 sê, verdrukking en benoudheid oor die siel van elke mens wat kwaad doen, oor die Jood eerste en ook oor die Griek. Hy sê in vers 10, maar heerlikheid en eer en vrede vir elkeen wat goed doen, vir die Jood eerste en ook vir die Griek. Ons het so nodig om in geloof te kan groei en om in liefde vir mekaar te kan groei. Dit is so nodig vir ons om dit te kan doen, sodat ons kan staande bly in verdrukking, sodat ons God kan verheerlik, sodat ons daai kan kry, die ewige lewe eendag kan kry. Vers 10 sê, wanneer hy kom om verheerlik te word in sy heiliges en bewonder te word in almal wat glo. Hoor hoe mooi is dit? Hy kom om verheerlik te word in sy heiliges. Die mense wat die moeite gedoen het, die mense wat toegelaat het dat hulle gevorm word op hierdie aarde, om na sy beeld te lyk, om nie meer soos die wêreld te lyk nie, om die sondige natuur af te lê, want hy het ons klaar die krag gegee om dit te doen. Hy het ons die mag gegee om dit te doen. Toe hy die sonde oorwin het, toe hy die dood oorwin het, het hy ons daai krag gegee om dit te kan oorwin. En hy word in ons, in sy heiliges, word hy verheerlik. Hy sê in daardie dag, want ons getuienis het by julle geloof gevind. Vers 11. Daarom bid ons ook altyd vir julle dat onse God julle die roeping waardig mag ag en dat hy alle welgevalle aan wat goed is en alle werk van die geloof met krag volkome mag maak. Hoekom? En die antwoord lê vir ons in vers 12 daar. Hy sê, sodat die naam van ons Here Jesus Christus in julle verheerlik kan word. Daar's dit weer. Sodat die naam van Jesus Christus in julle verheerlik kan word. God gebruik mense. Hy wil mense gebruik. Hy wil jou gebruik om sy naam te verheerlik. Dis kosbaar. Dis groot. Dis kosbaar. En dis 'n groot verantwoordelikheid op ons. Wanneer ons sê ons is 'n Christen. 'n Christen beteken nie net ek is gered. Nou gaan ek hemel toe nie, ek gaan nie meer hel toe nie. Daar's soveel meer gekoppel daaraan om te sê jy's 'n volgeling van Jesus. Soveel meer gekoppel daaraan. Dis nie net om die hel te ontvlug nie. Maar dis om God te verheerlik in dit. Ek het nie nou eens te klaar gelees nie. Kom ons lees dit weer vers 12. Sodat die naam van ons Here Jesus Christus in julle verheerlik kan word en julle in hom. Ooreenkomstig die genade van ons God en die Here Jesus Christus. Nou,
ek wil vir julle 'n liedjie wys. En dan gaan ek julle challenge. Dan kom maar toets. Almal ken die liedjie Doen slegs U wil, Heer. Nou ek wil hom op die bord gooi en dan wil ek net die woorde gou saam met julle lees. Kyk bietjie, want ek dink ons almal ken hom. Kyk bietjie mooi. Hou in gedagte hierdie woord. En kyk bietjie mooi daar, wat sing ons eintlik nog al die jare? Die eerste gedeelte gaan, hy sê, doen slegs U wil, Heer, U wil met my. U pottebakker met my die klei. Vorm my en maak my net soos U wil. Op U slegs wag ek, nederig en stil. Die tweede gedeelte sê daar, doen slegs U wil, Heer, U wil met my. Toets en deursoek my, al moet ek ly. Nou klink dit wil daai, né? Dis wat ons sing, ons sê dit. Witter as sneeu, Heer, was my vandag, laag aan die voete wil ek steeds wag. Die derde gedeelte is, doen slegs U wil, Heer, U wil met my. Moeg en verlate, o staan by my. Raak en genees my, Heiland en Heer, U kan almagtig oor my regeer. Hoor die toestemming wat ons daar gee aan die Here wanneer ons hierdie sing. Doen slegs U wil, Heer, die laaste ene. Doen slegs U wil, Heer, U wil met my. Tot heel my lewe U is gewy. Maak van my hart, o Heiland, die troon, tot elkene Christus in my sien woon.